Julle kan solank julle Bybels nader trek en ons gaan voort met ons studie uit die Hebreërbrief uit. Ons het gekom by Hebreërs hoofstuk 4 en ons gaan die eerste 13 verse vanmôre mee begin. Hebreërs hoofstuk 4, die eerste 13 verse. Terwyl julle die Bybel nader trek en solank oopmaak, hierdie hoofstuk 4 gaan voort met die waarskuwing wat ons verlede keer mee begin het. Dis 'n waarskuwing aan die Jode wat die evangelie geken het, maar hulle het nie reageer op die evangelie wat hulle gehoor en geken het, en selfs gesien werk het in die kerk. Onthou, dis Jode wat uit Judaïsme uitgekom het, hulle het die evangelie gehoor, hulle wou die vryheid van die Christendom gehad het, daarom het hulle oorgekom in die Christendom in, hulle het die evangelie gehoor, hulle het dit gesien werk in mense wat gered is in die kerk, maar hulle self het nog nie by daai punt gekom, waar hulle die evangelie ten volle aangeneem het nie, en daarom gaan hierdie hoofstuk 4 vers 1 tot 13 gaan voort met daardie waarskuwing. So as julle oop het daar by hoofstuk 4, dan lees ons saam daarvan af vers 1 af. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel as sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. 'n Kragtige gedeelte in die Hebreërbrief wat ons definitief baie meer aandag moet gee as wat ons net in hierdie een geleentheid vandag kan gee. Nou, soos wat ons gesê het net nou, hierdie hoofstuk gaan voort met die waarskuwing aan die Jode wat dan nou die evangelie gehoor het en het nie met geloof verenig het nie, soos wat die Hebreërskrywer dit sê. Ons het verlede keer het ons daarna gekyk. Nou, ons moet net een ding verstaan, dat hierdie waarskuwing is natuurlik aan alle mense gerig, is nie net aan Jode gerig nie. Dit is alle mense wat die evangelie ken, weet wat die evangelie sê, hulle verstaan die evangelie, hulle verstaan wat hulle verantwoordelikheid is, maar hulle reageer nie deur om vir Jesus Christus as hulle verlosser te ontvang nie. Met ander woorde, hulle het die evangelie gehoor, hulle verstaan dit, maar dis nie met geloof verenig nie. Die kennis is daar, maar die geloof is nog nie daar nie. Met ander woorde, dit is mense wat goeie kerkmense is, soos wat ons in die verlede gepraat het van klipchristene. Hulle ken die kerk, hulle ken die kerkse standaard, hulle is goeie kerkmense, hulle is gereelde kerkgangers, hulle lees hulle Bybel, hulle kuier saam met die mense, hulle praat saam met die mense, maar in werklikheid is hulle geloof nog nie verenig met dit wat hulle weet wat die waarheid is nie. En daarom wil ek vandag met u praat met, gaan in God se rus in. Gaan in die rus van God in. Kom rus in God. Watter manier ons dit ook al wil sê is, die aanmoediging, die uitnodiging in hierdie gedeelte is, om in die rus van God in te gaan. Nou,
Hierdie waarskuwing, soos wat ons gesê het, is gerig aan goeie kerkmense ook in ons tyd vandag, daardie klipchristene, mense wat deeglik bewus is van wie Jesus is en wat hy kom doen het op aarde. Dit is mense wat bewus is van hulle sonde en hulle weet dat hulle alleenlik in Jesus Christus vergewe kan wees en met God versoen kan word. Maar steeds reageer hulle nie deur hulle lewe absoluut oor te gee aan Christus nie. Hulle sal baie praat, hulle sal baie sê, hulle dit op die oog af lyk dit asof hulle Christene is, maar wanneer dit kom by die geloof, wanneer dit kom by die aanvaarding en gehoorsaamheid om onder die heerskappy van Christus te lewe, dan is daar 'n lewe wat praat maar nie doen nie. En dit is wat Jakobus van praat, van word daders van die woord en nie net hoorders nie. Dit is die bevestiging van wie waarlik gered is. Jy sien, hierdie goeie kerkmense, klipchristene, is mense wat nie reageer deur hulle lewe oor te gegee het aan Christus nie. Hulle vertrou in der waarheid in nie dat Jesus hulle kan red nie. En hulle vertrou ook nie op Jesus dat hy by vermoë is om hulle geestelik te laat groei nie, maar laat my dit net vir julle verduidelik. Hulle ken Christus, hulle weet wie Christus is, maar hier in hulle harte vertrou hulle nie heeltemal dat as hulle net op Christus glo, dan sê God sal hulle gered wees nie. Nee, wat hulle wil doen is, hulle wil saam met daai bietjie geloof wat hulle, die kennis wat hulle het, wil hulle saam met dit dan ook hulle werke bring. Jy moet hierdie aspek van die wet gehoorsaam, en jy moet daai aspek van die wet gehoorsaam, en jy moet so maak en nie so maak nie. En so, daar klomp wette weer wat hulle vir hulle self maak, en deur daardie wette te probeer gehoorsaam, is al wat hulle in werklikheid sê, al sê hulle dit nie met woorde nie, wat hulle in werklikheid sê is, hulle vertrou nie dat Christus se kruiswerk al genoegsaam was nie. Ja, hulle aanvaar Christus se kruiswerk, maar hulle sê, maar nou moet ons dit en dit en dit doen ook, sodat die twee saam gaan beteken, ons gaan nou gered wees. En dit is wat die Hebreërskrywer weer lê, as hy sê, gaan in die rus van God in. Hy sê, rus in God alleen, moenie in jou werke vertrou nie, moenie probeer iets doen, wat jy dink wat gedoen moet word nie. Vertrou net in Christus, ontvang Christus in geloof. Dis nie 'n werk wat jy doen nie, dit is wat die Heilige Gees in jou bewerk, om vir jou daai geloof te kan gee, en ook jou hart en jou oë oop te maak, om te sien presies wat Christus gedoen het, en dat dit al genoegsaam is. En dit is wat ons nodig het om te doen, en dis hoekom hierdie waarskuwing so belangrik is, want die waarskuwing kan opgesom word in hierdie woorde, soos wat ons verlede keer gehoor het, moet nie julle harte nou verhard nie. As julle hierdie dinge hoor, wat julle verlede keer gehoor het, en wat julle vandag gaan hoor, moet nie julle harte nou verhard nie. Moenie doen wat Israel in die woestyn gedoen het nie. Die Israeliete het uit Egipte uitgegaan, maar hulle het gereeld terugverlang na die ou lewe in Egipte. Hulle het geweier om ten volle op God te vertrou. En die ou lewe was vir hulle nog so lekker geweest, dat hulle kort terug verlang het daarna toe. En dit was so lekker geweest, dat hulle kort hulle rug op hierdie lewe wil draai, om terug te keer na daardie lewe toe. Hulle het op 'n baie kritieke oomblik het hulle gestop, en nie die keuse gedoen om God ten volle te vertrou nie. Altyd terugverlang na die sekuriteit en die lewe wat hulle in Egipte gehad het. Hier is hulle nou in die woestyn, en hulle is onseker, en hulle weet nie waar môre se kos vandaan gaan kom nie, en hulle verlang terug na die ou lewe, en daarom het hulle nie die beloofde land binne gegaan nie, want hulle het nie op God vertrou nie. Hulle het God se rus gemis. Maar presies, wat beteken die rus van God? Die Afrikaanse en die Griekse woord het basies dieselfde gedagte. Rus is rus. Die basiese gedagte is om op te hou met werk in enige vorm. Dis wat die Afrikaanse woord beteken, en die Grieks verwys ook daarna om op enige en alle vorme op te hou, en enige werk wat gestaak moet word. Jy hou op om te doen wat jy besig is om te doen. Aksies en handelinge, arbeid of enige krag wat uitgevoer word gestaak. En wanneer dit dan by God se rus kom, beteken dit geen meer selfpogings om gered te word nie. So wat beteken die rus van God? Dit beteken ek gaan nie meer iets probeer doen om gered te word nie.
Ek gaan nie meer iets doen uit my eie uit wat ek dink of wat ek glo of wat ook al wat ek nodig het om te doen om gered te word nie. Dit beteken die einde van om God te probeer behaag met ons swak vleeslike werke. Dit is om in die rus van God se vrye genade wat hy vir ons gegee het te rus. Om te vertrou as God sê, glo in Christus en jy is gered. Dan as jy in Christus glo, glo God dat jy gered is. Maar rus beteken ook vryheid van enige vorm van bekommernisse, of wat ons ook al hinder of pla, en wat ons ook al angs of ellende veroorsaak in hierdie lewe. Die rus van God beteken om vry van hierdie dinge te wees, vry van bekommernis, vry van angs, vry van ellende. Sommige mense kan nie emosioneel of verstandelik rus nie. Hulle is net so, hulle bekommer hulle self heeldag en aldag, hulle kan nie emosioneel of verstandelik rus nie, omdat hulle so maklik en so gou omgekrap en geïrriteerd word. Elke klein dingetjie krap hulle om, en dan is hulle gedurig deur stryerig wanneer hulle omgekrap is, want hulle is ongemaklik, hulle is ongelukkig oor alles en almal wat om hulle is en wat met hulle gebeur. En die logiese en die eerste reaksie daarop, hulle is stryerig oor alles wat oor hulle pad kom. Nou, rus beteken nie om vry te wees van sulke irritasies en stryerigheid nie. Ons moet dit baie mooi verstaan. Die rus van God beteken nie, ek gaan nou vry wees van enige iets wat my gaan irriteer nie. Maar die rus van God beteken om vry te wees van om so maklik deur allerhande irritasies omgekrap te word. Met ander woorde, ek gaan nog steeds omgekrap word, maar ek gaan nie toelaat dat dit my so erg gaan affekteer nie. Ek gaan nie toelaat dat ek so gou omgekrap word nie. Ek gaan weet hoe om geestelik volwasse daardie irritasies en daardie dinge wat my omkrap kan hanteer, sodat ek nie omgekrap word nie. En dit beteken om innerlik stil te wees, om innerlik bedaard en kalm te wees. So die rus van God beteken om innerlik, in my innerlike mens, in my innerlike wese is ek kalm en ek is bedaard. Daar's nie dinge wat my kort omkrap en dan hier en dan daar. Dit beteken om perfekte vrede in jou menslike innerlikheid, in jou innerlike mens te ervaar. So om God se rus in te gaan, beteken om 'n perfekte vrede tussen jouself en God te ervaar. 'n Absolute vrede, om bedaard, om kalm te wees in jou innerlike mens. Dit beteken om vry te wees van enige skuld en selfs van onnodige skuldgevoelens, want ons kan baie maal, ons wil opreg voor die Here wandel en ons kan baie maal met soveel skuldgevoelens rondloop. En om in God se rus in te gaan, beteken ook om vry te wees van skuldgevoelens. Dit beteken vryheid van bekommernis oor sonde, want jou sonde is vergewe. En dit is in Christus vergewe. God se rus is die einde van wettiese werke en die ervaring van vrede in jou hart, in die totale vergifnis van God. Met ander woorde, dit is 'n vrede omdat daar 'n einde gekom het aan enige wettiese werke wat jy die hele tyd wil doen, wat jy in jou menswees agterkom en weet jy kan dit nie regtig doen nie, en daarom is jy bekommerd en daarom raak jy ongerus. So die rus van God is om vry te wees van enige wettiese werke en om dan daardie ervaring van vrede in jou hart te ervaar, omdat jy weet dat daar totale, absolute vergifnis van God is vir jou sonde. Nou, rus kan beteken om in te gaan, rus kan beteken om te gaan lê, om op jou bed te gaan lê en te gaan rus, te gaan slaap, sonder om eers rond te rol en rond te skuif in frustrasie, voordat jy op die ou en aan die slaap gaan raak. Dit beteken om stil en gemaklik te wees. Daar is nie meer enige rondskuif van die een posisie na die ander nie. Daar is nie meer 'n rondhardloop in sirkels sonder om enigiets reg te kry nie. In God se rus is ons vir ewig in Christus vasgeanker. Ons is vry om van die een filosofie na die ander te val, van die een lering na die ander, van die een leefstyl na die ander. Ons is vry van om rond te val van die een leerstellige kwessie na die ander. Elke nuwe idee of gier wat in ons rigting kom en in ons rigting in waai, wat die wêreld oor ons pad bring, veral nou met die internet en die media en al die boodskappe wat 'n mens kry op die internet, om vry te wees van hierdie filosofieë en van leefstyle en van
leerstellings en een of ander leerstellige kwessie. In Christus is ons geanker, ons is gewortel, ons is onbeweeglik in die aanskyn of in die aansien en in die aanval van al hierdie filosofieë en verskillende sieninge en dinge. En dit is die Christense rus. Ons is vasgeanker in die waarheid. Ons is standvastig in wat ons weet die waarheid is. Ons is geanker in die weet dat Jesus Christus het ons volkome verlossing bewerk. Wat hy gedoen het, die werk wat hy gedoen het op die kruis, het hy voleindig met die woorde, dit is klaar, dit is gedoen, dit is voleindig. Christus het alles gedoen op die kruis wat gedoen kan word en moet doen. Hy het God se toorn heeltemal weggeneem. Die woord rus beteken verder ook om sekuriteit te hê. Met ander woorde, om in niemand om in iemand of iets te rus, beteken om ons vertroue in en op daardie persoon of ding te plaas en dit dan daar te hou. Dit gee vir ons daardie sekuriteit. Nou, om in God se rus in te gaan, beteken daarom om die perfekte, onwankelbare vertroue te hê in die verlossing en die redding wat God vir ons gegee het. Ons het geen meer rede om te vrees nie, want ons is geanker in God. Ons vertroue is in God, ons sekuriteit is in die betroubaarheid van God, die waaragtigheid van God. Ons het geen rede om meer te vrees nie. Ons het 'n absolute vertroue en 'n versekering in God se krag en in sy almag en in sy beskerming. Die woord rus beteken verder ook om teen iets of iemand te leun of te steun vir ondersteuning en hulp in tye van swakheid. Om in God se rus in te gaan, beteken dat ons vir die res van ons lewens en vir alle ewigheid op God kan leun of op God kan steun vir hulp en bystand. En ons kan verseker wees en ons kan verseker weet dat hy nooit sal ophou om ons te ondersteun nie. Dit is die betroubaarheid van God. Dit is die geloofwaardigheid van God. Hy sal nooit ophou om ons te ondersteun nie. Hy sal nooit ophou om ons te help nie. Sy kinders nie. In hierdie nuwe verhouding wat ons met God het, kan ons op hom vertrou vir alles en in alles. Vir ondersteuning, vir gesondheid, vir krag, vir alles wat ons nodig het, kan ons op hom vertrou. Dis 'n verhouding waarin ons verseker en veilig is in die wete dat ons lewens aan God kan wy. En omdat ons lewens aan God gewy het en dat ons lewens nou in sy ewige perfekte liefde is, kan ons op hom vertrou. Dis 'n verhouding waarin ons standvastigheid het, nie meer langer 'n rondval en onseker verhouding soos wat dit was voor ons redding nie. Ons weet in wie ons geglo het en ons bly in hom en ons bly glo in hom. En die rus waarvan daar gepraat word in Hebreërs 3 en 4 sluit al hierdie betekenisse in. Dit is wat God vir elke persoon in Christus aanbied. Dit is wat God vir elke persoon wat in Christus glo gee, om in die rus van God in te gaan, om nie meer bekommerd te wees oor die stryd en die dinge van hierdie lewe nie, om nie meer bekommerd selfs te wees om 'n klomp werke en moets en moenies te doen om God te behaag nie, want daar's niks wat ons kan doen nie. Ons is slegs in God se hand. En Christus het die volle prys betaal. En Christus is ook by vermoë as God self, en hy is almagtig as God self, om ook ons heiligmaking te bewerk. En dit is die rus wat vir ons geïllustreer word deur die rus in die land Kanaan, wat Israel nooit verstaan het nie. Toe hulle uit Egipte in die woestyn ingegaan het, en die belofte van die rus in Kanaan, dis daardie rus wat God vir hulle beloof het. Israel het dit nie verstaan nie. Hulle kon in die land Kanaan ingaan en in 'n soort lewe gaan lewe daar soos wat Adam en Eva in die tuin, moontlik naby aan dit in elk geval, kon gelewe het met die vertroue dat God beskerm hulle teen die nasies om hulle. God gee vir hulle reën en die oes kom in sy tyd in. Al wat hulle moes doen, hulle moes gehoorsaam aan God wees. En hulle moes God vertrou het, dat God gaan daardie rus vir hulle gee in die land Kanaan, wat hulle nie gedoen het nie. Hulle het die rus van God gemis. En daarom is dit die rus wat Israel nooit ontvang het nie as gevolg van hulle ongeloof. En op dieselfde manier is daar siel na siel van daardie tyd af, en selfs voor dit nog,
wat die rus van God gemis het, omdat hulle alles geweet het, maar nie gedoen het nie. En vandag is daar nog steeds mense, wat miskien opreg in hulle hart is, hulle glo opreg in die Bybel, en hulle dink opreg dat hulle goed doen en Christene is, maar hulle het nog nooit Christus ontvang as verlosser en zaligmaker. Met ander woorde, die kennis wat hulle het van wat die Bybel leer, wat hulle baie goed ken, het nog nooit verenig met die geloof in Christus nie. Hulle het die evangelie van Christus geken en gesien werk. Hulle het geweet wat hulle moet doen, maar nooit op die punt gekom om oor te gee aan Christus nie. Hulle probeer steeds om hulle eie heil uit te werk deur wette te probeer onderhou. In plaas van om oor te gee aan die Heilige Gees se werk in hulle, wat hulle bekragtig en hulle leer om gehoorsaam aan elke bevel van God te wees, soos wat ons leer in Efesiërs 5 vers 17 en 18. In plaas van om oor te gee aan die Heilige Gees se werk in hulle, sodat hulle getuies van Christus sal wees, soos wat Christus gesê het in Handelinge 1 vers 8. Is dit die rede waarom ons vandag steeds ernstig vir mense moet waarsku, om nie die geleentheid te laat verbygaan nie. Om nie so gemaklik te word in godsdienstigheid, sonder die God van daardie godsdienstigheid, dat hulle by die punt van bekering en wedergeboorte verbydryf nie. Daarom is dit so ernstig noodsaaklik om hierdie waarskuwing nie net self te hoor vandag nie, maar ook verder te vat, te gaan vertel. Daar is ook 2 ander dimensies van geestelike rus wat ons nie in 'n woordeboek sal vind nie. En dit is die koninkryksrus van die 1000-jarige vrederyk, sowel as die ewige rus van die hemel, wat kinders van die Here eendag sal ingaan. En dit is die grootste bewyse van ons nuwe verhouding met God in Christus. Die verhouding wat ons in hierdie lewe versorg en beskerm en bekragtig, sowel as gedurende die 1000-jarige vrederyk, sowel as in die vir ewige hemel, vir ewig en vir altyd in die toekoms vorentoe. Dit is daardie rus, dit is wat hierdie rus van spreek. Wat ons eendag sal ervaar, kan ons nou alreeds ervaar in hierdie lewe. In Hebreërs hoofstuk 3 vers 1 tot 13, Hebreërs 4 vers 1 tot 13, vat ons dieper in hierdie waarheid in deur vir ons 4 dinge te leer van God se rus. Hebreërs 4 vers 1 tot 13. 4 dinge van hierdie waarheid wat vir ons leer om in die rus van God in te gaan. Die eerste een is die beskikbaarheid van God se rus. Dis daar, dis beskikbaar. God bied dit aan. Die tweede een is die vereiste vir God se rus. Terwyl God dit aanbied, beteken dit nie almal gaan dit kry nie. Die beskikbaarheid van God se rus is daar vir almal, maar dit beteken nie almal gaan dit kry nie, want God het sy vereiste bepaal vir die ontvang van sy rus. En die derde punt wat ons hier sal leer is dat wat presies is die aard, die natuur van God se rus. En dan die vierde en die laaste een is die dringendheid vir God se rus. Hoe dringend noodsaaklik het ons God se rus nodig? Nou, as die Here vertoef om te kom, en as die Here vertoef om te kom, beteken dit God bepaal wanneer hy gaan kom. En as hy nog nie gaan kom voor volgende keer wanneer ons hierna kyk nie, dan beteken dit God het dit nog uitgestel, want hy is lankmoedig, want hy wil hê dat sommige gered moet word. Met ander woorde, daar is nog mense wat gered moet word. En dis die doel van hierdie waarskuwing. Ons wil hê dat mense hierdie boodskap moet hoor, Afrikaners hierdie boodskap moet hoor, en dat hulle werklik gered sal word. En as ek nou sê Afrikaners, dan praat ek nou ook van Afrikaners wat klipchristene is. En ek is jammer, ek wil nie gevoelens seer maak nie. Maar ons Afrikaners sit in 'n baie slegte plek, teologies godsdienstig gelowig. Ons dink ons is gered, ons dink ons is 'n goddelike nasie, ons dink ons is 'n godsdienstige nasie, maar ons is bitter ver weg van dit af. Ons is bitter ver weg van 'n nasie wat mense, Afrikaners, wat hulle harte en hulle lewe absoluut oorgegee het aan God. Ons sê ons glo in Christus, maar ons doen ons eie wette. Ons maak ons eie wette. Ons verander God se woord om ons te pas. En daarom is hierdie boodskappe so dringend noodsaaklik vir die Afrikaner. Nou, as die Here nog nie gekom het by volgende keer as ons hierna kyk nie, dan gaan ons hierdie 4 dinge hanteer. Terwille van tyd gaan ons nie vandag tyd hê daarvoor nie. Want ek wil kom by die toepassing. Hoe pas hierdie ding, hierdie rus van God, hoe pas dit in ons lewe toe vandag? Hoekom is dit noodsaaklik vir ons? En dit is waarmee ek wil afsluit vandag, die toepassing
vir die rus van God vir ons vandag. En hier moet ons heel eers verstaan presies wat die rus van God vir ons beteken met betrekking tot ons saligheid. Wat beteken die rus van God met betrekking tot ons redding? Nou, Oud-testamenties was die wet aan Israel gegee gewees om te gehoorsaam. God het sy wet vir die Israeliete gegee en hy het vir hulle gesê, as julle doen wat ek vir julle sê om te doen, dan sal ek julle beskerm, ek sal julle suksesvol maak. As julle dit nie doen nie, dan sal al hierdie vloeke oor julle kom. Maar die opdrag is, wat God vir Israel gegee het, was om sy wet te gehoorsaam. Iets wat hulle nie kon doen nie, as gevolg van hulle vlees se swakheid. En dis wat ons sien in die Ou Testament. Keer op keer wat hulle deur ongehoorsaamheid aan God val en wat hulle weghoreer van God en dat God hulle kom straf en dat die vloeke wat God vir hulle beloof het oor hulle pad kom, omdat hulle nie aan hom gehoorsaam was nie. Maar nadat die kerk in Handelinge gestig was, het die evangelie baie vinnig opgang gemaak onder die heidene. Nou die heidene is nie Jode nie, al die nasies wat nie Jode is nie. En nou daar 'n probleem ontstaan, want onthou jy het nou Jode wat uit Judaïsme is, wat die wet het, wat die wet moet gehoorsaam en hulle so groot gemaak, en onthou dit is in hulle wese ingewortel van geboorte af, moet hulle die wet gehoorsaam, hulle moet God gehoorsaam, en daar was reëls en regulasies, en daar was offerandes wat gebring moes word. Onthou hulle het almal gestaan onder die vrees van as jy die wet breek, moet jy sterf. Daarom die offerandes, as 'n simboliek, as 'n illustrasie van die offer wat Christus gaan bring in die Ou Testament. Maar toe die Nuwe Testament aanbreek, toe die kerk in Handelinge gestig was, het die evangelie baie vinnig opgang gemaak onder die heidene. En toe daar 'n probleem ontstaan. En daardie probleem is, wat moet die heidene nou met die wet van Moses doen? Dit was vir hulle 'n groot probleem, want onthou, die eerste kerk was Jode gewees wat uit daardie wettisisme uitkom, uit daardie wettiese wêreld uitkom. Nou is daar heidene wat nog nooit 'n wet gehad het nie, hulle was nog nooit onder 'n wet nie. Wat maak hulle nou met hierdie heidene wat Christen word? Jy het Jode wat Christene word en jy het heidene wat Christene word. Wat maak jy nou met hierdie heidene wat Christene geword het? Dit is hulle probleem. En met die eerste synode sitting kom die antwoord dan ook. Petrus sê vir die mense wat die heidene wou dwing om die wet te moet onderhou, in Handelinge 15 vers 10 sê Petrus, nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders en ons ook nie in staat was om te dra nie? En dit wat hy sê, wat hulle nie in staat was, en daardie juk wat hulle op hulle nek lê, is die wet. En hier sê Petrus baie duidelik, nie ons, hulle, die disippels, die apostels, of ons vaders, was in staat om dit te doen nie. Met ander woorde, dis 'n erkenning wat Petrus sê, ons het 'n wet wat ons altyd probeer gehoorsaam het. En weet julle wat? Elkeen van julle self weet in julle harte, niemand van ons kon dit doen nie. So hoekom wil jy daardie las op die heidene lê van om 'n wet op hulle te sit, wat hulle in 'n geval nie kan doen nie? Want julle weet hulle kan dit nie doen nie, want julle kan dit ook nie doen nie. En toe het Jakobus gekom en hy die finale besluit gemaak. En na die finale besluit sien ons in Handelinge 15 vers 19 tot 20 waar Lukas dan in die Handelinge boek skryf, en maar is Jakobus, hy sê, daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. Met ander woorde, al die dinge wat vir die Jode aanstoot is, sê net vir hulle moet nie dit doen nie. Dis al wet wat op die kerk gelê was. En die rede hiervoor is omdat die Heilige Gees in die kinders van God leef, en hy lei hulle in die hele waarheid, soos wat Johannes 16 vers 13 vir ons sê, waar Christus sê, vers 8 sê hy, en die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan vers 13 sê Christus, die Heilige Gees sal julle in die volle waarheid lei. Dit is die nuwe verbond. Dit is die verbond wat God al in die Ou Testament beloof het, toe hy gesê het, ek sal my gees in julle binneste gee, en julle hart van klip uithaal en julle hart van vlees maak, en maak dat julle in my insettinge wandel. Dis daardie gedagte van die nuwe verbond, is die Heilige Gees wat in ons kom woon, en die Heilige Gees in kinders van God, mense wat werklik Christus ontvang het as verlosser en zaligmaker, woon nou binne in ons. Ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En die Heilige Gees lei ons in die waarheid wanneer ons die woord bestudeer, dan maak hy ons hart en ons oë oop om die dinge te verstaan, wanneer ons moeite doen, wanneer ons diep indelf en ingrawe in die woord van God, en dan lei die Heilige Gees ons.
Wanneer dit kom by omstandighede in die lewe, situasies wat die Heilige Gees toelaat oor ons pad, dan lei hy ons om die goddelike regte ding te doen. Dis die nuwe verbond, en dit, liewe toehoorders, is die rus van God. Nou, hoe werk dit? Kom ons kyk bietjie hoe werk dit. Ons moet onthou dat sonde is 'n rebellie teen God, omdat sonde ongehoorsaamheid aan God se wet is. Met ander woorde, omdat ons God se wet verbreek, is ons rebelle teen God. Die mens word so gebore as 'n rebel teen God. Hy wil niks van God weet nie, hy wil nie God se wet gehoorsaam nie, hy wil nie doen wat God wil hê hy moet doen nie, hy wil nie lewe soos wat God sê hy moet lewe nie. En om in rebellie teen God te wees, is om te lewe asof daar nie 'n God is wat die reg en die gesag het om 'n standaard neer te lê nie, om 'n wet neer te lê nie. En die mens word nou sy eie gesag, en die mens doen nou wat hom behaag. Hy doen wat hy wil en hy steur hom nie aan God nie. Hy sê soos die psalmdigter gesê het, die dwaas sê in sy hart, nee God, daar is nie 'n God nie. Alle mense word in daardie toestand gebore, en daarom is God nou kwaad vir alle mense, in die opsig dat God sy aangesig van hulle af weggedraai het. Dis 'n belangrike waarheid wat ons moet verstaan is, omdat die mens in rebellie teen God is. Die mens wil nie in God se gesig kyk nie. Die mens kan nie in God se gesig kyk nie, want hy weet, hy stel nie belang in hierdie God nie, so die mens draai sy gesig weg van God af. En wat God nou doen is, omdat God nou kwaad is vir daardie mens, draai God kan nie na hom toe kyk sonder om toornig te wees, so God draai sy gesig weg van daardie mens af. So wat ons nou het, is die mens en God staan rug teen mekaar. God se aangesig is weggedraai van die mens af. Alle mense in hulle natuurlike toestand het al God se seëninge en versorging en beskerming dus verloor. Toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgesit is, het hulle alles verloor. Hulle moes op hulle eie staan in 'n wêreld wat hulle vyandig gesind was. En dit is waar ons vandag is. Alle mense word so gebore. Hulle is nie meer onder die beskerming van God nie. God se aangesig skyn nie oor hulle nie. Hulle lewe in 'n onstandvastige rondval lewe waarin niks verseker is nie, behalwe hulle dood en dan die ewige hel wat daarna sal kom. Dis al wat vir die ongeredde mens, die mens wat sê daar is nie 'n God nie, is al wat vir hom oorbly vandag, is al wat vir hom verseker is, hy gaan doodgaan en dan gaan hy hel toe gaan. Hulle lewe daarom elke dag in vrees, omdat hulle nie enige standvastigheid in hulle lewens meer het nie. Maar Christus het gekom, sodat ons met God versoen kan wees. Dis die rus van God. Christus het gekom, sodat ons in die rus van God kan gaan. Wanneer ons met God versoen is, dan is ons weer in die beskerming van God. Dan draai God sy aangesig terug na ons toe, want ons aangesig kyk op na God toe, en ons sê, ons glo in Christus, ons glo in God, ons glo daar is 'n God, ons wil hom gehoorsaam wees, ons wil, hy is ons Heer en Meester, en ons draai ons na God toe, en wat dan gebeur is, God sy aangesig skyn oor ons. Kyk wat sê Paulus in Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Daardie woord gelewe gered word, is om aanhoudend gered te word, aanhoudende beskerm te word. Terwyl ons nog vyande was, het Christus ons met God versoen. Met ander woorde, daar is nie eers iets wat ons gedoen het, wat gemaak het dat God sy aangesig na ons toe sal draai nie. God het sy seun gestuur, sy seun het op die kruis gesterwe. En wanneer ons oorgee en ons glo in sy seun, dan versoen hy ons met God. Daardie skeidsmuur, ons sonde wat maak dat God sy aangesig van ons af wegdraai, is nou weg. En daarom draai God sy aangesig nou weer terug na ons toe. Dit beteken dat ons verhouding met God, wat deur sonde gebreek was, dan nou weer herstel is. Die Nuwe Testament is baie duidelik dat dit Jesus se primêre prioriteit was om ons met God te kom versoen. Dit is God se genade wat tot die mens uitgereik het. Niemand het daarna gesoek nie, maar God gee dit in genade. Onthou, Paulus het ook in Romeine 3 gesê, daar is niemand wat God soek nie, nie een nie. So dit is nie ons wat eerste God gesoek het en daarom het God sy genade gegee nie. God het sy genade gegee. Jesus Christus is daardie genade. Geloof in Christus versoen ons met God. En die mens aanvaar of verwerp God se genade
deur vir Christus as verlosser te ontvang of te verwerp. En mense wat vir Jesus ontvang as verlosser, mense wat hulle hele lewens aan hom oorgegee het, is nou met God versoen omdat Jesus sy heiligheid aan hulle toegeskryf het en hulle sonde op hom geneem het. Daardie plaasvervangende werk wat op die kruis gedoen was. Christus het gesterf vir ons sonde, hy het ons sonde op hom geneem en daarvoor op die kruis gesterwe. En toe het hy sy heiligheid, sy heerlikheid, het hy op ons geplaas, sodat ons voor God, in ons toestand voor God, as wanneer God na ons kyk, dan sien hy net sy seun se perfekte heiligheid raak. En God is nie meer kwaad vir die mense wat in Christus met hom versoen is nie. Hy het al hulle sonde vergewe. Hulle is nou in die rus van God, soos Adam en Eva was voor die sondeval. En elke keer wat hulle bewus word dat hulle teenoor die heilige God oortree het, word hulle bewus dat dit die Heilige Gees is wat daardie oortuiging gebring het. En net as hulle weer wil begin vrees, maak die Heilige Gees hulle bewus dat Christus vir daardie sonde gesterf het. So wat gebeur is, hulle is met God versoen, maar nou weet hulle nog, hulle oortree God se standaard, hulle oortree God se wet. En elke keer wanneer hulle bewus word dat hulle teenoor God oortree, dat hulle nie geleef het en gedoen het soos die Heilige God gesê het hulle moet doen nie, elke keer wanneer hulle bewus word daarvan, dan word hulle ook bewus dat dit alleenlik deur die werking van die Heilige Gees in hulle is, wat vir hulle daardie oortuiging gebring het, dat hulle bewus is dat hulle teenoor God oortree het. En net as hulle wil begin vrees weer dat hulle teenoor God oortree het, en dat God nou weer vir hulle gaan kwaad wees en hulle gaan afskryf, dan maak die Heilige Gees ook vir hulle bewus dat Christus het reeds vir daardie sonde gesterf. Met ander woorde, dit bring mee dat daardie kind van God onmiddellik in die rus van God ingaan. Want met die geringste bewuswording van sonde, dan word daardie persoon so ongelukkig, omdat die Heilige Gees hulle oortuig, word hulle so ongelukkig in hulle innerlike mens, dat hulle alweer teenoor God oortree, dat hulle dadelik en opreg vir God gaan vergifnis vra. Met ander woorde, dit is 'n lewensstandaard, dit is 'n nuwe lewensparadigma, 'n nuwe lewenstyl wat ons ontwikkel is, omdat ons weet, elke keer wanneer ons bewus word dat ons God oortree, dan ons weet die Heilige Gees het ons oortuig daarvan. En omdat ons weet die Heilige Gees ons oortuig het, is ons opreg oortuig daarvan, en word ons ook onmiddellik ongelukkig, want ons wil nie meer teen God oortree nie, want ons besef dat Christus het betaal met sy lewe daar op die kruis vir daardie sonde. En daarom wil ons dan dadelik en gou regmaak met God, en in hierdie geval sal dit altyd 'n opregte begeerte wees, om weer God se vergifnis te kan kry, want Christus het klaar die prys betaal, om God vir vergifnis te vra, waarop hulle dan bewus word dat God hulle in Christus reeds ook vir daardie sonde vergewe het. En dit bring mee dat hulle geestelik meer en meer groei. En soos wat hulle meer en meer groei, so geniet hulle die rus van God al meer en meer. Ons word bewus van ons sonde deur die werk van die Heilige Gees. Ons is haastig en ons is vinnig om te berou en te bely en met 'n opregte hart voor God en Christus te gaan buig, omdat ons jammer is dat ons weer oortree het. En die oomblik is ons met daai gebroke hart voor God kom, dan is die Heilige Gees ook daar om ons net te herinner, Jesus Christus het ook vir daardie sonde gesterf, en julle is vergewe, en daarom kan jy in die rus aangaan. Natuurlik beteken dit nie, ons is nou maar net tevrede, en ons gaan maar net aan met hierdie lewe, om 'n lukrake manier net aan te hou sondig, so, omdat ons weet ons is klaar vergewe. Nee. Wat dit beteken is, die Heilige Gees oortuig ons van daardie sonde. En wanneer ons oortuig is, dan het ons 'n opregte berou daaroor. En daarom gaan ons vinnig na God toe in belydenis, en ons vra vir hom om vergifnis. Dit bring mee dat ons meer en meer geestelik groei, en die rus van God geniet. Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Kinders van God het 2 dinge wat belangrik is in hulle alledaagse lewe. Die eerste een is om die boosheid wat nog in hulle vlees vassit af te lê. Die boosheid, kyk, ons vlees is nog
Ons verstand weet nog, ons onthou nog al daai sonde, ons ken nog al daai sonde wat ons gedoen het. So die eerste ding wat vir ons belangrik is om daardie boosheid wat nog vassit in ons gedagtes en in ons vleeslike liggaam, om daardie boosheid af te lê. Maar die tweede ding wat vir ons belangrik is om sterk te verlang na God se woord, sodat ons meer en meer geestelik kan groei. Ons weet dat ons enigste manier van geestelik groei is deur die woord van God te bestudeer. Daarom verlang ons daarna, ons wil dit doen. Bybel lees word nie vir ons meer 'n straf nie, dit word 'n lekkerte, dit word 'n soeke, dit word 'n groeigeleentheid. En die hele gedagte van God se rus is daarom nie die rede dat ons nou niks verder hoef te doen met betrekking tot ons heiligmaking. Met ander woorde, ons moet nie dink dat dit nou hierdie gedagte is van ons kan agteroor gaan sit en niks meer te doen nie, God doen alles. Nee, inteendeel beteken dit dat ons op God moet steun en in hom moet rus, sodat hy ons heiligmaking sal bewerk. Ons werk saam met God, met ander woorde. Ons werk saam met die Heilige Gees. Ons weet dat dit God is wat dit doen, maar ons gee 100%. Want dit is God gee 100% in ons heiligmaking en ons gee 100% in ons heiligmaking. God is besig om ons die pad te laat stap. God is besig om al die dinge oor ons pad toe te laat, elke ding wat elke mens nodig het om geestelik te groei, soos wat hy of sy moet groei. God weet wat dit nodig is en hy laat dit toe in daardie persoon se lewe. Al wat ons hoef te doen is om saam met God te werk en daardie pad te stap deur te leer en te groei. Ons moet ophou om self dinge te wil doen en al hoe meer en meer oor te gee aan God. Nou, om waarlik oor te gee aan Jesus Christus is om oor te gee aan sy gesag oor ons lewens. Hy is die Here van ons lewens. Christus se wet word ons hoogste prioriteit. En ons doen alles in ons vermoë om die ou mens dood te hou, sodat Christus die nuwe mens kan versterk om geestelik te groei. Nou, wat is Christus se wet? Ons lees daar in Jakobus hoofstuk 2, lees ons van die wet, die koninklike wet, of die wet van volmaakte vryheid. En die wet van Christus lees ons ook op 'n ander plek. En dit kom basies daarop neer dat Christus as die nuwe hoëpriester, wat ons nog gaan bykom, wanneer ons kom by Hebreërs 8, 9 en 10, dan sal ons sien dat met die koms van die nuwe hoëpriester, het die nuwe hoëpriester gee ook 'n nuwe wet. En dit beteken nie dat die ou wet nou net heeltemal tot niet is nie, maar dit beteken dat Christus plaas daardie ware wet van die nuwe hoëpriester in ons harte deur die koms van die Heilige Gees. En dit word ons hoogste prioriteit. Dit wat Christus vir ons gegee het, en waar het hy dit vir ons gegee? Natuurlik die hele Nuwe Testament, maar Christus het dit vir ons gegee in die bergpredikasie. Matteus 5, 6 en 7 kan gerus, julle kan tyd vat en daardie 3 hoofstukke gaan bestudeer. Want dit is waar Christus vir ons gesê het, wat die wet van die nuwe hoëpriester is. Maar om in God se rus in te gaan, beteken om van God afhanklik te wees vir alles in hierdie lewe, ook vir ons geestelike groei. En daardie kinders van God vrees nie meer vir wat mense en die wêreld aan hulle kan doen nie. Want ons het God se rus binne gegaan, iets wat Israel nog nie kon doen nie. En ons besit nou reeds die volle omvang van God se beskerming en versorging. En ons kan op hom steun en weet dat hy ons sal dra en krag gee om ons gehoorsaam aan Christus se bevele te kan wees en daarom 'n getuie van Jesus Christus te wees. Nou, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Ons het so 'n paar jaar, baie onlangs nog, regtig het ons die pandemie van COVID en al hierdie dinge gehad. En nou dit het vir ons geleer dat ons kan op God vertrou en dit het net vir ons kom wys dat ons kan op God steun vir hulp en beskerming. Maar ek wil 'n nuwe ding wat die Afrikaner getref het in hierdie laaste paar weke, met die gesprek wat Donald Trump en Cyril Ramaphosa in die Withuis gehad het, en die situasie in Suid-Afrika tussen Ramaphosa en Julius Malema, die situasie van plaasmoorde en plaasaanvalle en wit mense wat werk verloor, ons is besig om op 2 fronte hierdie stryd te stry. Die een is 'n stille revolusie, wat terwyl daar nie amptelike revolusie is nie, word ons doodgemaak. Maar aan die ander kant is daar die ekonomiese revolusie waar, sonder dat ons beheer daaroor het,
word ons werk ontneem, ons word ons besighede ontneem. Die wit mens kan nie meer werk doen in Suid-Afrika nie, en ek wil nie rassehaat hier aanjaag nie, dit het niks te doen met rassehaat nie. Wat ons Afrikaner moet besef, hoekom hierdie waarskuwing so dringend noodsaaklik is dat ons lewe op die vooraand van wat Rob Hirschhoff, en ek ondersteun Rob Hirschhoff 100%, ek ondersteun Davie Rood 100% wat hulle op die YouTube kanale sê, julle kan gerus na hulle gaan luister, want dit is wat hierdie Afrikaner nodig het om na te luister. Hoekom hierdie waarskuwing so belangrik is Rob Hirschhoff het gesê dat Suid-Afrika nou is Duitsland in 1933. Nou, as 'n mens net dit verstaan, die stelling wat hy daar gemaak het. In 1933 het die Nazi-party begin opgang maak onder Hitler. En wat al hoe meer en meer sterker geword is, daardie nasionalisme wat op die ou einde gekom het, dat 6 miljoen Jode geklassifiseer was as benedegraadse mens. Hulle menslikheid, hulle mensheid was vir hulle ontneem en hulle was doodgemaak. Dieselfde kan baie maklik hier in Suid-Afrika kom. Ek wil nie vrees aanjaag nie. Maar, as dit gaan kom, is jy gereed om te sterf? Is jy werklik gereed? Of is jy 'n klipchristen? Is jy 'n goeie kerkmens, wat alles weet van die Bybel, altyd saampraat van die Bybel en Christus ken en alles wat Christus geleer het? Maar dit het nog nie in jou hart verenig met die geloof in Christus as jou verlosser en jou Heer en Meester. Daarom is hierdie waarskuwing so uiters belangrik. Afrikaner, besef hierdie een ding. Jou kerk tot nou toe het jou nie 'n guns gedoen nie. Hy het jou op 'n valse fondament geplaas. Hy het jou gemaak dink jy's 'n Christen deur 'n doop wat gedoop is, wat jy in 'n verbond in gedoop is, wat jy dink jy's gered, maar jy's nog ver van gered af. Besef hierdie een ding. As jou geloof nog nie, as jou getuienis, jou kennis nie verenig is met geloof, wat spreek van die werke wat uit jou innerlike mens uitkom, soos wat Jakobus ons leer nie, dan is jy nog ongered. En wat ook al in die toekoms en vorentoe en dalk binnekort in Suid-Afrika gaan gebeur, mag dit nie gebeur nie. Maar as dit sou gebeur, en dinge word in hierdie land soos wat dit in Duitsland was, en ons is in die voete van die Jode in Duitsland in 1939 tot 45. Wat gaan met jou gebeur? Waar gaan jy staan? Waar gaan jy heen as jy nou moet sterf? Christus het gesê, daar gaan 'n dag kom, wanneer mense voor hom kom staan en sê, maar Here, ons het vir u groot werke gedoen. En die Here sal vir hulle sê, nie almal gaan in die koninkryk van my Vader in nie. Nie almal gaan in my koninkryk in nie, behalwe hulle wat die wil van my Vader gedoen het. En daardie dag sal die Here vir hulle sê, gaan weg van my, julle bewerkers van ongeregtigheid. Ek het julle nooit geken nie. Waar gaan jy staan? Dink mooi. En gaan heroorweeg hierdie boodskap weer 'n keer. Mag die Here ons genadig wees. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir hierdie waarskuwing. En ons wil bid, Here, daar is mense wat hierdie boodskap gaan hoor. Daar is mense wat hierdie boodskap na gaan luister. Ons wil bid, o Heilige Gees, dat u in hulle harte sal werk en hulle die verligte oë van die verstand sal gee, dat u uitverkorenes se harte sal oopmaak en hulle hierdie gedagte, hierdie waarskuwing sal laat verstaan en dat hulle Christus sal ontvang as verlosser en saligmaker. Baie dankie vir u genade, dankie vir u goedheid, Here. Dankie vir u rus en dankie dat ons in u rus kan ingaan. Ons wil maar net bid, Here, dat u Heilige Gees dan ook vir ons dit so sal kom bewerk in ons harte, dat ons behoorlik sal verstaan wat u rus is. Dat ons weer in dankbaarheid sal besef, Here Jesus Christus, wat u vir ons op die kruis gedoen het. En dat ons uit 'n opregte dankbaarheid ons hele lewe aan u sal toewy, wetende dat u kruisdood het ons met Vader versoen, met God versoen. En dat u aangesig skyn nou weer oor ons, en ons staan nie alleen in hierdie wêreld nie, ons kan op u steun, ons kan teen u leun, u dra ons, u gee vir ons krag, wanneer hierdie lewe op sy moeilikste is. Dankie, Here, vir die goedheid en die genade, dankie vir
vir dit wat U vir ons gegee het. Ons loof en prys en aanbid U daarvoor in Jesus naam. Amen.